Halleluja! Ons het 'n nuwe tema vir die maand en u sal by Loftaal sal jy agterkom dat hierdie die 2 maande is wat jy altyd gaan verseker wees waaroor ons gaan bedien, want daar's 'n beginsel wat ons werk. Daar's 'n beginsel wat ons toepas. Aan die einde van die jaar Desember preek ons altyd oor hoe om sterk te eindig. Ons praat van om te sê en dis nie uit gewoonte nie. Hierdie is die woord van die Here dat ons mense nie net moet motiveer nie. Ek bid dat niemand net geïnspireer word vandag nie, maar as daar iemand moontlik is wat kan sê, maar ek word nou nie net geïnspireer nie, maar Jaco, jy irriteer my ook 'n klein bietjie, dan sit ook goed, want ek gaan jou by 'n plek kry waar jy gaan sê, ek weier om hierdie jaar te eindig soos wat ek tans voel. Ek gaan deurbreek. Want sien, dit wat u en ek tans voel is meer as net moegheid. Want hier so 1, 2, 3 of 10 mense wat hier sit en sê, ek het nie hoop vir 2026 nie. Want as 2025 was soos wat hy was, jong, dan weet ek darm nou nie. Maar jy is op die regte plek. So ons bedien altyd Desember maande hoe om sterk te eindig. En dan die Januarie maand bedien ons altyd en daar sal subtekst wees of subopskrifte wees, maar dit gaan oor om God eerste te stel in alles. Want die 2 beginsels hardloop hand aan hand. Hoe ek eindig, bepaal hoe ek begin. Ander woorde, wanneer ek weet dat daar's 'n beginsel. Hoe ek uitgaan is hoe ek ingaan. Hoe ek eindig is hoe ek begin. Kom wie van u was tot nie te lank terug nie nog verlief? En is lekker om van die preeksel af te sien en eet u self nou verklap, want daar was nog 'n paar van die wat nog in die geheim verlief is. Halleluja. Maar kom ons praat nie oor jou huwelik nou nie, kom ons praat oor die kalwersliefde as tiener. En daar was 'n paar mense wat nie geweet het dat 'n mens die stories ken van hoe van die groter manne, die manne voor, en ek hou altyd daarvan om met wysheid myself te omring. Dan hoor ek hoe mense wat nie motors gehad het, nog steeds petrol op hulle borshare gesmeer het, sodat die vrouens kon dink dat hulle wel 'n kar het. So daar's 'n paar manne wat verbaas is dat 'n mens hierdie stories ken, is omdat mense in daai tipe geselskappe gesit het. Maar dink net, kom ons dink eerder aan daardie dag, want ons weet ook dat ons huwelike is onder die aanval. So ek wil nou nie 'n te swaar onderwerp hier op hierdie oggend vir u bring. Ek wil hê u moet dink aan daai dag toe jy nog gekeis het. Toe jy nog gekoppel het. Nou vibe hulle. Nie net vibe hulle nie, maar nou vibe hulle. Hoe jy uitgaan, bepaal hoe jy ingaan. Kom, kan jy onthou wat jou verskoning was toe jy hom gelos het, sy jou gelos het. Jy haar gelos het. Kan jy onthou? Die manier hoe jy daai verhouding beëindig het. Baie kere was dit mos omdat daar 'n ander een om die draai was. Jakob, wat praat jy vanmôre? Die rede hoekom jy die laaste werk gelos het. Hoe is jy daar weg? Was dit met 'n groot gejuig? Almal is kwaad vir mekaar. Hoe jy eindig, hoe jy uitgaan, bepaal hoe jy ingaan. Elia roep vir Elisa en hy kies nog steeds, behalwe dat hy al sy osse as brandoffers gaan offer, kies hy nog steeds om sy ma en pa te gaan groet met 'n soen. Hoe jy uitgaan, bepaal hoe jy ingaan. So ek het nodig dat jy sal sê, maar nee, 2025 gaan ek sterk uitgaan. Ek gaan sterk eindig. Hoekom? Want ek gaan met groot durf en groot sterkte gaan ek 2026 ingaan.
Sien, dis belangrik dat ek sal weet dat daar geen los drade hang nie, geen los gevoelens is. Ek het nodig om in hierdie jaar, en ek weet vanmôre dat dit baie groter en baie swaarder is as wat ons net vanmôre sou op fokus, maar is nodig dat ek sal sê dat ek is klaar met 2025. Ek het vergewe wie ek moet vergewe in 2025. Ek maak dat hierdie ook die finaliteit is van 'n hoofstuk wat geëindig is. Ek is besig om 'n nuwe hoofstuk in 2026 te begin met nuwe hoop. Hebreërs 12 vers 1 en 2 begin daarso te praat en sê laat ons met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê. Laat ons met volharding, so ons het gesê, ons eindig sterk hierdie jaar, ons gaan sterk eindig en ons het gesê, dat om te volhou, breek die juk van weerhouding of dit wat my van weerstand, dit wat tans teen u is. Kom aan, daar's gevoelens wat u weet, hier moet ek 'n klein bietjie harder stoot op die een. Ek praat van jou deurbraak, ek praat van jou gebedslewe, ek praat van jou gesondheid. Dis net nie, jy kom net nie deur hierdie plek waar jy en jou kinders tans is. Dit voel net asof jy net nie kan deurbreek nie. Nee. Hou net aan. Moet net nie gaan sit nie. Hou net aan al lê jy tans teen hierdie weerstand wat jy voel. Weet net dat deur om aan te hou gaan hierdie weerstand breek. Laat ons met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê. 1 Korintiërs 9 vers 24 sê dat ons hardloop sodat julle die prys kan wen. Sien, daar's 'n intensiteit wat nou by my lewe gevoeg word en u sal hoor hoe 'n paar mense vir jou sê jy's dan ernstig oor die lewe, né? Ons weet siele is hierso van te sprake. Dat die manier hoe ek reageer in my donker oomblikke, terwyl ek voel asof die lig ver van my is ek besig om nie onder maat emmer weg te kruip nie, maar ek moet die sout van hierdie aarde wees, want die oog van die wêreld is op ons, wanneer nou? In ons donker oomblikke. Hoe doen ek my swaar oomblikke? Hoe doen ek wanneer ek sê, Here keer my, of ek skeer my? Hoe doen ek daai oomblikke? Wanneer ek hardloop en om met 'n doel, ek hardloop om die prys te wen, ons gaan klaarmaak. Sê vir jou buurman, buurvrou, sê ons gaan klaarmaak. Sien, ek sal nie glo hoeveel mense, en daai persoon mag moontlik langs jou sit vanoggend, maar jy sal nie glo hoeveel mense het gevoel in 2025 om 'n einde te maak aan hulle lewe nie. Waar dinge net te veel is. Ek sal nie glo dat ons sit in gemeenskappe, ons sit in ons ouderdomsgroepe van ons skole, sit ons op hierdie stadium met laerskoolkinders wat 'n einde wil maak. Kerk van Jesus Christus, dis tyd dat ons sal opstaan. Hoekom het ek nodig dat die Here my lewe, my hart moet aanraak, sodat ek die lig kan wees, sodat ek die oase kan wees, sodat ek die fontein vol soet water kan wees, dat wanneer mense deurtrek en hulle by 'n oomblik van laagte kom, dat ek iets het om te bied. Het u al u watervlak vanoggend getoets? Het u net genoeg vir u? Of is u tot oorlopends toe vol? Kom, ek kan met u eerlik wees, dat daar's dae wat ek net genoeg het vir my. Maar dis daai dae wat ek volhard in wat? Volhard in gebed. Volhard in die woord wat ek moet toepas deur te sê ek is wat die woord sê ek is. Ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. En ek sê weer, vir my om dit te sê, het ek nodig om te weet wat in die woord staan. Hierdie letter moet vir my lewendig word. Efesiërs 6:12 kom en sê dat ons worsteling of ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en magte en geestelike boosheid. 2 Korintiërs 10:4 en 5 sê ons wapens is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Jakobus 4 vers 7. As die mediaspan net kan opbring, voordat ons na die tafel toe gaan. Onderwerp julle dan aan God.
weerstaan. 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 Hoeveel keer het u moontlik hierdie week ingegee tot die gedagte? Hoeveel keer het u ingegee tot, ag kom ek probeer dit volgende week weer? Hoeveel keer het u gesê, ag wel, ek gaan maar nou net jong, ek weet ek moet nou die ding doen. En sê, voordat u oordeel op jou toesak, soos wat die vyand wil doen wanneer ons in 'n diens soos hierdie kom, wil ek graag vir jou vanmôre daai stem arresteer. As ek 'n geestelike hijacker kan wees, en ek dink ons het 'n Afrikaanse woord al daarvoor, maar wil ek graag daai woord by jou hijack. Om te sê, daai woord van, jy's nie goed genoeg nie, daai woord van, ag nee, jy gaan ondergang, wil ek hom vanmôre, wil ek hom kanseleer deur die woord van God, wat ek weet oor jou lewe gespreek is, wat hoekom, jy het leiers wat vir jou bid, ons het bidders wat vir jou intree, daar's mense wat dag na dag, elke dag vir hierdie gemeente intree, vir elke een van sy lidmate, en daar die woorde van dood arresteer, maar ook woorde van lewe oor jou losmaak. Sê vir jou, persoon langs jou sê, ons is in 'n meerderheid, nie in 'n minderheid nie. Onderwerp julle dan aan God. Sien, wat gaan ons nodig hê om te doen in hierdie laaste maand? Ons gaan nodig hê om ons te onderwerp nie aan die verdrukking wat op ons wil geplaas word deur die wêreld nie. Nee, onderwerp jou aan God. Wat het die Here vir jou gesê reg deur hierdie jaar? Jy gaan sien hoe hy by jou lewe gaan voeg, daai finale bietjie stamina wat jy nodig het om hierdie laaste 100 meter te hardloop, en soos wat jy jou onderwerp aan die Here, en jou moontlik voel asof jy 'n bietjie laag moet lê. Nee, dit is omdat jy weer terug na jou kniebediening toe gaan, weer voor die Here gaan lê en sê, Here, wat sê u vir my en my familie? Wil jy jou gesig in die boek kry? Weerstaan. Nou, ek gaan met u eerlik wees, 'n paar keer hierdie jaar, moes die woord na my toe kom om te sê, jong, weerstaan, en want ek het dit nie net gesien as druk terug nie. Ek het gesien as, ek moet opstaan. Ek moet weerstaan. Nie net weerstaan nie, nie net, laat ek gou hierdie skram net hou, laat ek hom net hou, laat hulle net nie grondgebied kry nie, laat ek ten minste die oppositie net kan druk, al wen ek nie grond nie, net solank hulle nie nader kom as wat hulle moet nie, ek gaan hom weerstaan. Maar daar was kere wat ek moes geweerstaan het, waar ek gevoel het, maar hoe, is dit nie maar net makliker om gou te sit nie. Hier is 'n belofte, onderwerp julle aan God. Jy gaan sterk eindig. Jy gaan nie gehoor gee aan hierdie gevoel van jy's besig om jou kop te verloor nie. Kom, hierdie jaar het ek gesien hoe mense getorment word in gedagte, waar die vyand vir hulle sê, hulle is besig om hulle kop te verloor, jy's van jou kop af. Hy is my kop. Hy is die hoof. Ek het die gedagte van God. Kom, hoeveel van u is nie getorment hierdie jaar gewees, dat toe jy hierdie besigheid begin het die vyand vir jou gesê, kyk, ander mense wag, maar jy's besig om nuwe besighede te begin. Daar moet iets fout wees. Nee. Weerstaan die duiwel. Nie weerstaan man en vrou, weerstaan eggenote, weerstaan kinders, weerstaan die duiwel. Die aanval wat jy tans beleef oor jou lewe, is die vyand. Altaarwerkers, julle kan nader kom. Ons weerstaan die duiwel. Ons weerstaan die duiwel. Ons weerstaan die duiwel. Kom ons maak hom duidelik, ons weerstaan die gees van die dood. Ons weerstaan dit wat op jou lewe tans oorgeskryf is. Ons weerstaan dit. Hoe? Met 'n woord. Met 'n woord van die Here. Ons weerstaan die duiwel. Ons weerstaan die aanval op jou lewe wat wil sê dat jy en jou familie gaan dit nie maak nie, dat jy's 'n gemengde familie, en kyk hoe hierdie ding jou gaan uithaal, kyk hoe jy nie gaan daai verskil maak wat die Here geroep het jy moet maak nie. Ons weerstaan. Sien, wanneer ek voel en ek weet ons is almal bewus van wat in die gebou aan die gang is, ons weerstaan die duiwel.
Wanneer my liggaam onder die aanval is, wanneer dit voel asof my gevoelens wil oorweldig, die gees van die dood wil ek weerstaan. Nee, hy het gesê met lang lewe sal hy my seën. Maar my bloeddruk, my dit, my dat, my volgende, nee. Ek sê nie, jy mag nie ervaar wat jy ervaar, jy moet dit net nie aanvaar nie. Ek sê nie, jy mag nie ervaar wat jy ervaar, jy moet dit net nie aanvaar nie. Sien, hier is families wat hier sit, die vyand het 'n leuen tot jou lewe gebring, jy het gekies om dit te glo, maar hierdie is vanmôre waar jy kan uitstap en sê, nee, ek gaan nie langer daai leuen glo nie, ek vat lewe, want lewe is vir my gegee. Waar's lewe vir my gegee? Hier, op hierdie tafel. Lewe is vir my gegee op hierdie tafel. Ons het oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Sê vir die persoon langs jou, sê, ons gaan weer staan. Sien, en dit mag vanmôre vir jou wees terugdruk, maar dit mag ook vir jou 2 aparte woorde wees om weer te staan. Sien, as jy vanmôre langs die kantlyn sit en jy het gesê, ag, kom ek kyk maar net hoe my lewe gaan wees. Ek gaan maar nou net 'n toeskouer wees. Nee, jy moet 'n deelnemer wees. Hoe kom jy terug in die wedloop? Hier. Deur die bloed van die lam. Die woord van ons getuienis. En die nag toe die Here Jesus verraai was, het hy die brood geneem. Hy het gebid, Here, ons dankie dat hierdie liggaam, Here, wat vir ons gebreek was. Here, vanmôre ons laat dink aan dit wat in die kruishout vir ons gebeur het. Here, dankie dat ons kan weet dat U skrif is duidelik omtrent, vervloek is hy wat aan 'n boom, aan 'n kruishout hang. Here, dankie dat U die vloek geword het, sodat ons kan lewe ervaar in oorvloed. Here, dankie dat wanneer ons in hierdie liggaam deelneem, Here, is dit wat gebroken is, word heel, in Jesus naam. So ook die beker, wat U bloed verteenwoordig. Here, dankie dat dit U bloed is wat vir ons uitgestort was. En ons losgekoop het van die aanklag wat teen ons lewens was. Here, dit was my nie net in die verlede van dit wat ek in die verlede gedoen het nie, maar die hede en ook die toekoms. Dankie dat U die plek vir ons voorberei. Here, dankie dat hierdie tafel is vanmôre hier, sodat ons kan herdenk dit wat vir ons gebeur het. Seën ons as familie, soos wat ons vanmôre saam in hierdie tafel deelneem, in Jesus naam. In Jesus naam. Altaarwerkers, kom ons bedien ons gemeente, ons gaan vir mekaar wag. Ons gaan vir mekaar wag, mans en vrouens hier. Deel jou beskuitjie met jou man, jou vrou, jou familie hier. Here, ons loof U. Here, ons prys U. Here, ons loof U. Here, ons prys U. Here, ons loof U. Halleluja. Ons loof U. Ons loof U. Salwing van die Here. Mag U, terwyl U wag vir mekaar, ervaar hoe die Here vir jou gaan daai bonatuurlike krag gee om te weerstaan. Om te weerstaan. Here, ons loof U. Soos wat U
die simbole ontvang, kan jy saam met my opstaan, sodat die altaarwerkers sien wie nog moet bedien word. Jy moet nie in hierdie laaste 100 meter jou aandag laat aftrek. Hou jou fokus op Christus. Daai simbole wat in jou hand is, hou jou fokus op Christus. Hy is 'n lewegewer. Here, ons loof U. Hy maak my vry. O, hy maak my vry. O, hy maak my vry. Hy verlos my van my sonde. Jesus. Oh, die naam. Is 'n sterk horing. Oh, die naam van Jesus. Hy verlos my. Oh, en hy maak. Oh, is 'n sterk horing. Die naam van Jesus. O, hy verlos my. O, van al my sonde. Hy maak my vry. Ons loof U. O, hy maak my vry. Jesus. Hy maak my vry. Vanmôre kom ons neem deel aan die tafel en ons neem vanmôre op sy liggaam, die simbool van sy liggaam. Sal nog een van die altaarwerkers net vir my ekstra druiwesap kan bring? Kom ons neem vanmôre saam sy bloed. As familie neem ons deel en ons neem die simbool van sy bloed. Hy maak my vry. As jy vanmôre gebed nodig het, gaan ons saam met jou bid. Vra dat die bedienaar sal uitkom, saam kom bid. Clint, come and lay hands on. Brother John, julle, as jy vanmôre gebed nodig het, as jy vanmôre gebed nodig het, kom ons neem daai stap van geloof. Stap uit jou bank uit. Stap uit jou bank uit, waar dit ook al is, jou sitplek uit, waar dit ook al is wat jy vanmôre nodig het. Ons vertrou die Here saam met jou vir 'n wonderwerk. Dat die werk wat hy in jou begin het, gaan hy volëindig.
In die naam van Jesus. Want hy is 'n sterk toring. Niks onmoontlik by die Here nie. Absoluut niks onmoontlik by die Here nie. Niks onmoontlik by die Here nie. Niks onmoontlik by die Here nie. Soos wat mense uitkom, het ek nodig om jou oor jou lewe te verklaar, as niks onmoontlik by die Here nie. Jou situasie is moontlik groot vir jou, maar daar's niks onmoontlik by die Here nie. Moenie vanmôre dat jou geloof beperk word deur die ervaring van hierdie afgelope paar weke nie. Daar's niks onmoontlik by die Here nie. As ek van my 12 net kan kry, as julle kan kom help bedien asseblief. Jesus. Hy is 'n sterk toring. O, hy verlos my. O, en hy maak. Kom ons sing dit een laaste maal. Die naam van Jesus. Verklaar vanmôre, Here, dat dit wat onmoontlik lyk, Here, binne bereik is, Here. Here, dat U 'n werk doen, Here, in die areas wat hy dit nodig het, Here. Ons verklaar vanmôre oor sy lewe, Here. Here, dat die vensters van die hemel oor sy lewe oop is. U sien die begeertes van sy hart, Here. Here, daarom dank ons U dat U daardie begeertes antwoord, Here. Here, U is 'n voorsiener, Here, 'n lewegewer, 'n Vader, Here. En ons dank U, Here, dat U, Here, vir hom doen, Here, bo, Here, wat die menslike oog mag bid of dink, Here, gedagtes mag begin bedink, ons hardloop vanmôre, Here, vanuit die beperkings uit, Here, en ons sê, Here, daar's vryheid in Jesus Christus. Raak hom vanmôre, Here, aan, in die naam van Jesus. In Jesus naam, in die naam van Jesus. Here, ons loof U. Ons dank U, Vader. Ons sê dit is so. In Jesus naam. Ons sê dit is so. Halleluja. Dustin, kom sluit vir my af asseblief. Ek nooi U na vanaand 6uur se aanddiens. Kom met groot verwagting. Halleluja. Vader, dankie vir die wonderlike boodskap wat ons vanoggend gehoor het. Vader, dankie dat ek vanoggend kan verklaar en elkeen van ons kan verklaar, Here, dat ons gaan sterker eindig in 2025 as wat ons begin het. Here, groter, sterker as wat ons ooit kon droom moontlik, groter, Here, as wat ons ooit kon van ons wildste verwagtinge kon indink, Here. Nie omdat ons dit verdien, Here, maar omdat U so goed is vir ons. Ek kom vanoggend, Vader, en ek spreek die bloed van Jesus oor elkeen wat vanoggend hier is. Seën in hulle die dag, Here. Wees saam met hulle, bring hulle vanaand veilig terug. En Vader, dankie net vir hierdie awesome dag wat ons kan hê. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen.